Dan terug tyd vir 'n jong musikant, maar bitter talentvol. Karin kuier vandag by ons is gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit Abnormaal. Goeiemôre. Hallo. Dit is so lekker om jou vanoggend hier te hê. Ek wil net begin heel eerste met wat jy besluit het om aan te trek vir die groot ontbyt, want dit in itself was 'n hele storie vir jou gewees. Dit was 'n debat in my comment section, maar toe gaan ek met iets wat ek anyway nie gehad het nie. Ja. Hierdie top oral gaan soek en dit was weer 'n geval wat jy terug gaan na winkel 1 toe. Nou jy by 9 ander was, want net nou sien jy iets mooier. Ek hoor jou. Net om En hier die op te eindig. leopardprint, jy hou van Oh, leopardprint. ek love it. Al my goed, my fooncover, ek het skoene, ek het die broek, ek is mal oor leopardprint so baie. Nice. Jy sal goed gekamoufleer wees aan jou onderkant as jy nou bos toe gaan, hoor. sien. Hoorie, maar jy wat my nogals beïndruk van jou is dat jy so rou en eerlik is met alles wat jy doen op sosiale media. Jy is nie skaam om te sê, wel, ek het nou hierdie liedjie geskryf vir hierdie ou, maar hy het nie die skimp gevang nie, wat nou? En jy sal enige plek sal jy net go en jy sal afneem en gaan. Het jy dit by jou ouers geleer om so direk en altyd die waarheid te praat? Hoekom is jy nie skaam oor wie jy is nie? Dit het 'n rukkie gevat. Ek was in hoërskool baie teruggetrokke, baie groot introvert geweest en dit is na skool toe ek besef as ek in die musiekbedryf wil ingaan, gaan ek daai bietjie een kant toe moet skuif. Dit was baie vreemd, maar toe ek half begin my eie identiteit uitfigure, het dit so geswitch. Toe ek weet nie, dis asof die skaamte net verdwyn het. Dis baie vreemd. So ek weet eintlik ek het geen idee waar dit vandaan kom anders as net my identiteit en God eventually begin beter verstaan het en net gegou het daarmee. Wie jy eintlik nog altyd moes wees, het net begin skyn. Ja, presies dit. En dit is jou geloof en jou verhouding met die Here is iets wat baie na in jou hart lê vir jou. Jy werk ook by kerke. Vertel ons 'n bietjie daaroor. So ek is by die kinderbediening betrokke by Rantenaal Prisma en ook is ek na die worship leier daar en dis baie lekker want dit is twee goed wat ek altyd wat vir my passie was. So hoe ek daar opgeëindig het is 'n wonderwerk. Ek wou nog altyd, so ek's baie dankbaar daarvoor. Dit is regtig baie lekker want ek kan my passie uitleef in musiek en in bediening, maar ook soos dit doen vir Jesus. So dis baie lekker. Okay, so dis op Sondag. Wat Dis doen op jy die Sondag. res van die week as jy nie musiek maak nie? So ek is ook 'n vocal coach en klavierjuffrou, so weer eens musiek. Ek musiek oral waar ek kan. Ja. Maar ek hou baie van sosiale media oor die algemeen. Ek hardloop 'n paar mense se sosiale media. Ek hou daarvan om ek is oral. Nou dat ek daaraan dink, maar alles half kom op die ou einde weer terug by musiek. Ek dink ek hou van al die verskillende aspekte daarvan en om daarvan te leer sodat ek nie net kennis het van jy gaan op stage en jy sing nie, maar ook alles wat agter die skerms gebeur. Is my baie interessant. Waar het hierdie liefde vir musiek vandaan gekom? Waar het begin? Ek was nog altyd blootgestel aan musiek. My pa is een van daai mense die oggend as hy wakker word, dan speel hy musiek tot ons gaan slaap. Daar's heeldag musiek in die huis en my oupa was ook baie musikaal. So as ons by hom gekuier het, verdwyn hy en my pa en dan hulle in sy musiekkamer en dan luister ons daai hele tyd tot ons daar is hoe hulle dieselfde liedjies elke keer hoor en hoor sing en speel. So dit was nog altyd iets waarna ek blootgestel was en baie lief was voor. So jy het gesien dat daar baie geduld agter musiek moet wees voordat daar 'n liedjie net vervaardig kan word, né? Baie. En jy het dit seker nou ook self beleef, hierdie is jou tweede enkelsnit. Ja. En dink jy het al 'n niche gevind in terme van die genre waar jy wil ingaan of eksperimenteer jy nog bietjie? Ek moet sê ek eksperimenteer nog 'n bietjie, maar ek begin meer daai genre vind wat ek vir nou is. Ek hou daarvan om genres te meng. So ek is mal oor alternatiewe musiek, ek's mal oor folk, oor pop. So ek wil baie graag met die volgende stap dit als bietjie meer inmesh in mekaar in. Abnormaal was baie meer pop. Ek weet nie hoe om kort geknip my eerste liedjie te pinpoint nie, maar dis my baie lekker om te eksperimenteer want dan sien ek ook ek vind uit waarvan ek hou en optree en ook waarvan die mense hou. So ek probeer om al so 'n bietjie in mekaar in te werk. Ja. Vir 'n jong musikant, né, soos jy nou sê, hierdie is jou tweede enkelsnit. Die eerste keer wat jy jou liedjie op 'n radiostasie hoor of die musiekvideo iewers sien speel, wat gaan deur jou kop? Ek onthou die eerste keer was per ongeluk wat dit op Jacaranda gespeel het. Ek dink 'n week voordat kort geknip uit was. Toe ek tog my vriende probeer nou snaaks wees. Ek dink my sussie se verloofde daai tyd het my gebel en gesê jou liedjie is op die radio. Toe sê ek jy jok, die ding staan nog nie eens uit nie. En toe
toe hoor ek tog dis fake. Dit was so vreemd, maar dit is so opgewonde, maar elke keer nog steeds as ek dit hoor, voel dit vir my nog onwerklik. Dit is my so cool. Ja. Om te sien hoe jou harde werk kan uitgaan na buite. Ja, dit wil vir die gewerk het. Vertel ons bietjie meer van abnormaal. Ja. Waaroor gaan dit? Abnormaal dis eintlik abnormaal. Punt. So ek wil baie graag 'n liedjie skryf wat mense mee kan relate. Ek hou daarvan as ek met 'n liedjie kan relate. En ek het toe op my sosiale media vir die mense gevra, soos wat is daai een ding wat gewoonlik vir jou weggee dat jy besig is om verlief te raak op iemand. So toe luister ek na almal se stories en almal het verskillende stories natuurlik, maar daar's elke keer iets wat verander. Of dit is hulle roetines, of hulle roetes by die skool of by die werk of op kampus om per ongeluk as prins aan 'n persoon vas te loop. Elke love song wat skielik oor daai persoon gaan, of in my geval begin liedjies skryf vir hulle, dan weet ek, daar's 'n probleem. Dis nie goed nie. Maar ja, alle abnormale dinge wat ons doen as ons verlief is, wat voor daai stadium kom van ag ek sal vir jou alles nou uitgewerk, maar daai wat jy besef o krisis. Ek wou daai vasvang in 'n liedjie. Soos wanneer jy sy slang begin gebruik. Ja. Dit is so oulik vir my. Maar het hy nou al die skimp gevang wie ook al hy nou mag wees? Nee. Hoeveel keer moet jy as jy nou al op TV is en hy het nie die skimp gevang nie, dan dink ek moet jy dalk nou maar aanbeweeg en vir 'n ander man abnormaal begin voel, né? Ek sien nou dink ek dink is tyd vir 'n volgende liedjie. Ja, ek dink ook is tyd vir 'n volgende Dalk liedjie. kan meer spesifiek wees. Hoorie maar, is julle ten minste vriende? Ja. Suster, as jy nie van ons vriende is, vang jy skimp man. Wat is die probleem? Kom broer. Ai. Voordat hierdie meisie deur jou vingers glip, jy beter luister. As jy dink is jy, dan is dit waarskynlik jy. Ja, presies. Luister nou vir hierdie twee tannies vandag. Hoorie, maar ek het vir julle twee 'n klein vasvraag. Ja. Okay, want nou gaan oor verhoudings en julle moet my sê, is dit normaal of is dit abnormaal? Vir verlief wees. Ja, Goed. okay. Okay, goed. Julle was op een date en die persoon het klaar vir julle 'n Spotify playlist gemaak met die naam Ons Liedjies. Dis bietjie creepy. Nee, mag ek sê abnormaal of normaal? Abnormaal. Abnormaal. Okay, goed, julle stem saam. Iemand stuur vir jou elke oggend 'n goeiemôre boodskap na die eerste date. Ek dink dis normaal. Ja, normaal, né? Ek dink so. Ja, Goed. dink ook so. Hulle onthou jou koffiebestelling nadat julle net een keer ontmoet het. Oh, ek love dit. Ek Dit weet is nie of dit redelik normaal is nie, maklik. maar ek like dit. Ja, okay. Ja, ek dink is oulik, normaal. Hulle bring jou gunsteling peselhappie saam op die tweede date. Ja. Ek dink is Ek hou van alles, so dit is jy kan dit enige iets is bring punt. en ek sal daarvan hou, nee. So dit kan seker. Okay. Maar kyk, ek dink dit gaan nogals random wees as 'n ou op 'n date vir my samosas bring. So Ja, maar wat het dit uitgevind? Waarheen moes hy gaan om uit te vind? Nee, maar ek daarom het lewe jy ook gepraat, goed. jy het gesê jy hou van die samosas. Okay, nee, nou dan jy is dit bederf jy met 'n samosa. Dan mag hy maar. Okay, goed. Nee. Hulle gaan like elke foto op jou Instagram, selfs die van 2016. ek wil nie hy met daai foto's sien nie. Abnormaal. Ja. Abnormaal, okay. Ja. Hulle stuur voice notes wat langer as 2 minute is. Ja, nee, dis fyn. Dis normaal. Ek doen dit. Ek ook. Ja, ek hou daarvan. Paspoort julle albei sinne. Ja, nee, ons het ons speel op normale spoed nie. Alhoewel as jy van hom hou, gaan jy waarskynlik stadig. Dalk so 9 keer luister. Ja. Net om seker te maak. Daar's iets wat jy gemis Alles het. ontleed wat jy Ja. okay, goed. Laaste ene. Hulle wil jou ouers ontmoet na 2 weke se uitgaan. My pa gaan hom nie toelaat om met my uit te gaan voordat hy hom nie ontmoet nie, so Ja, streng. Is so aan? Ja, nee. Dis die regte ding om te doen daai. Karin, ja. wat is die regte antwoord? Dit sou die regte manier gewees het. Ja, jou pa maak jou goed groot en dis wat so aan probeer sê. Ja, kyk, ek moet sê ek trust ook nie net enige iemand nie. Ja, my pa vertrou my dat ek hom moet vertrou.
Dat Moes sien jy vertrou. sien. Ek moet my pa vertrou of hom vertrou. Ja. Jy sien. Jy gaan ook net vir ons abnormaal sing. Ja. Ons kan nie wag nie. Dankie vir die heerlike kuier. Was so lekker om jou hier te hê. Baie dankie, dit was regtig lekker. Dit is Karin met abnormaal bly geskakel want net hierna sing sy hom ook regstreeks.